dan Nick en Karen, soos julle weet, hulle is 2 maatjies. So Cliffy het ingestaan om hulle foto's dan te beoordeel, net om dit regverdig te maak. Okay, hier gaan ons. Eerste foto is St. Peter Square. Dis 'n Marite vir Marina. As ek nou hierdie foto gekyk het, dit het my so warm gevoel gegee. Dis mooi kleure, dis baie simmetries, dis 'n argitektuur tipe foto. Dit het 'n voor, 'n middel en 'n agtergrond. Dis mooi wolke en dit is mooi skerp. Marina, ek het nou glad nie geweet wie se foto's is wie se foto's nie. Ek het net die foto's gekry en ek het nou glad nie verwag dit is jou foto nie. Veel geluk Marina, dit is pragtig. Okay, volgende een. Mira. Sorry, goed gehaal. Mira, dit is nou 'n monofoto. Wat ons geleer het met die mono is dit moet 'n sterk wit en tot 'n swart in die foto hê. Nou ek sien daar is 'n klein swart kolletjie daarso in die onder haar kennetjie. Maar ek dink nie daar is genoeg kontras in hierdie foto nie. Dit is 'n pragtige foto. Dit is baie mooi geneem, dit is skerp, dit is in fokus, dit is pragtige vel, tekstuur, kontras, dit is daar. Maar ek dink dit kort meer kontras. Maar dit is 'n baie mooi foto. As jy net weer na die kontras sal kyk daar. Sorry. Chandray. Dis Marite vir Judy. Judy, is jy hier so vanaand? Nee, ek sien nou. Ja, ek is. Okay. Daar is jy. Judy, ek het weer agterna na die foto gekyk. Toe sien ek, daar's bietjie te veel swart in hierdie foto. Dit is 'n baie pragtige foto. Hy is baie mooi afgewerk, die oë, die vel. Dis 'n perfekte foto. Daar's net klein bietjie te veel swart hier om haar lyf, hier onder by haar rok en onder die kant. Kan jy sien wat ek bedoel? Dit lyk soos 'n skaduwee, maar dit is bietjie te donker. So ek dink net dit trek die agtergrond se swart trek. Ek weet nie, Pieter, kan jy my help? Stem jy saam met die swart? Ja, maar wat ek ook sien, die oomblik wat die foto opkom, sien ek daai blink ding om haar nek hier so, daai bruid so wat ook al. Nee, is nie 'n borspeld nie, maar jy kan sien wat ek bedoel. Hy trek dadelik mense oog, hy kan bietjie donkerder gemaak word, ja. Okay. Maar hoe dit ook al sê, in die hoek, ja, in die hoed. Okay, maar hoe dit ook al sê, dit is 'n baie mooi foto, en dis 'n baie treffende foto. Mooi gedoen, Judy. Dankie. Winter Snowy Mountains van Ingrid, sy het 'n Marite. Ingrid, dis baie mooi. Baie pragtig. Dit lyk of jy op jou maag moes gelê het om hierdie foto te neem. Dit 'n voorgrond, 'n middel en 'n agtergrond. Dit lyk amper of mens daar kan vat en of mens binne in die foto is. Dit is regtig 'n mooi foto hierdie. Veel geluk. Dankie. Biker Doug, dit is vir Cliffy. Cliffy, it's your turn. Okay, I presume you can hear me. Yes, unfortunately, Doug the Thug is no longer with us. So I like the lighting on his face and on his beard. I don't think it was overlit. I think the lighting on his face is nicely handled. In the eyes, I can only really see one highlight, which is a personal thing, but I prefer one highlight. I always use 2 or 3 lights, but I take the highlights from the second and the third light out of the eyes. The thing that brought it down for me a little bit that I didn't like
is the background. And I debated with myself, did the author want those creases in the background? Was that meant to complement the way Doug looks? I wasn't too sure, but I didn't like it. I think the left-hand side of the backdrop is kind of okay because it's a little bit darker. On the right-hand side, you can see the creases and the lines quite distinctly. And I kept finding my eye keep going to the right-hand side of the picture instead of concentrating on the face. But overall, I think you captured the essence of Doug very nicely. Thank you. Men on a Mission. Hier is 'n baie mooi mono met die mans wat dit lyk of hulle nou in die mis loop, maar wat interessant is die angle van waaraf hierdie foto geneem is. En die klein mannetjie wat hier onder hierdie ou se voet is so uniek, dit is net so treffend. Die klip hier aan die linkerkant voor in die water is ietsie, dit pla my, maar dit pla my ook nie, ek is nie seker of het daar moet wees of het nie daar moet wees nie. Deedra, ek weet nie of jy dit wil probeer om het uit te haal en kyk hoe lyk dit. En nou natuurlik op 'n kopie, nie op jou oorspronklike een nie, en kyk of hou jy daarvan of hou jy nie daar, maar as jy dit obviously daar gelos want jy hou daarvan. Maar ja, dit is 'n baie treffende foto. Dus jy sien net 'n goeie punt gekry vir dit. Wel gedaan. Dankie. Cathedral Rock Sedona. Dit is 'n mooi natuurtoneel. Baie pragtig met die bome aan weerskante wat werk as 'n raam. En die spieelbeeld in die water, dit lyk eintlik asof die berg helderder is in die water as wat dit regtig is. Baie mooi raak gesien daar. Ek weet nie of dit ingesit is en of dit maar so was nie. Maar dit is baie oortuigend, hoe dit ook al sê. Mooi Marita vir jou, Nico, pragtig gedoen. Dankie. Canoes at the lake. Pieter, sal jy hierdie een vir ons vat asseblief? Ja, rooi is altyd 'n baie mooi ding om in 'n natuurtoneel te hê. Dit trek jou oë daarna toe. Nou, dis die inleiding na die foto en dan volg jou oë die rivierwaal na waar hy uitloop aan die linkerkant en dan weer terug na die bome daar agter. So die beligting is goed, komposisie is goed. Gerard, ek het baie van die foto gehou. Wel gedaan. Dankie. Romantic Rose. Dis baie mooi, die roos met die bouquet. Dis baie pragtig en 'n pragtige idee. Maar ek voel net bietjie versigtig met die druppels. Ek dink dit is bietjie te veel. As jy nou mooi kyk na hierdie roos, daar's nie 'n stukkie van hierdie roos wat nie met druppels bedek is nie. So, probeer dit weer doen, maar probeer om nie so baie druppels op te sit nie. Wat miskien ook jy kan doen, wie se is hierdie, Elsa? Ek dink ek het nou nie verwag as jou foto nie, ekskuus, nou praat ek nou met jou oor dit. Okay, ek hou liewer my bek. Okay. Ek sê maar verder niks nie. Okay, ons gaan maar net aan. Nee, Karen, dit is hoe jy dit sien. Ja, Ek probeer Elsa se foto nie. Weet jy wat ek gedink het is nee, ek voel nou sleg. Ek het nie geweet as Elsa se foto nie. jy doen goed, gaan aan man. Ja, nee. Asseblief. Ek het gedink om 'n fyner mis te gebruik, laat mens die tekstuur van die roos kan sien. En net en minder druppels. Ek weet die druppels is mooi, maar ek voel net op hierdie spesifieke image is dit net druppels en nie blomblaar. Daar's geen tekstuur van enige blom op hierdie image nie. Maar ek, soos ek sê, ek moet eerder net stil bly want Elsa is 'n expert.
Kyk, ons gaan aan. Splash. Pieter, sal jy hierdie een vat asseblief? Baie mooi aksiefoto, die ou speel hokkie hier in die water, in die nat gras. Jy kan wat die foto maak is die feit dat die gras nat was, toe hy die bal slaan, toe spat hy die water op. Dit is uitstekend, hy's uitdrukking op sy gesig, die spiere op sy arm en alles, dit is baie mooi. Die witstreep daar agter pla effens, maar mens kan niks daaraan doen nie, want dit is deel van die baan, dit is 'n streep op die baan. Hierdie is 'n baie goeie aksiefoto, sportaksiefoto. Dankie. Vir 'n 1 ster, wow. Deep Thoughts. Hierdie is 'n storie van 'n aapie wat lyk of hy nie hier hoort nie. Hy lyk so eensaam. Dit is die storie wat ek sien. Ek kry nou 'n 12, maar ek dink ek kan 'n baie beter punt kry as hy bietjie kleiner gekrop is en dan meer lig op sy gesiggie is en daai stert miskien net uitkrop, want dis nou net 'n stukkie van sy stert. Dit lyk nou nie eers of hy vas is aan sy lyfie nie. Maar ja, soos ek sê, net 'n bietjie meer lig in sy gesiggie. Dankie. Lily, dis 'n goud vir Trevor. Trevor, wow, Trevor, well done. Is Trevor hier vanaand? Nee. Okay. Dit is 'n mooi lelie met die styf kneeldrade, sterk kontras met die donker blad. Ek het ook gedink ek kan hom bietjie kleiner krop. En daai groen stingeltjie miskien nader aan die kant of miskien teen aan die kant sit met die raam aan die kant van die groen stingeltjie en hom dan op daai manier krop. Maar dis iets wat hy maar net self moet probeer en kyk hoe werk dit vir hom en kyk of dit goed sal lyk. Dis maar net 'n eksperiment. Dankie. Tough. Dis 'n goud vir Nick. Cliffy. I see my marks are a little bit lower than the others, but this was an excellent photograph of this bodybuilder. I like the textures on his skin. That's what you would expect to have a man to have on his skin. So you haven't softened the skin down, and I think that works very well. I like the intense stare. It matches his stance. And that works out really nicely for me. I like the background. It's subdued. It's out of focus. It's not black, but it's got enough darkness that the model can actually stand out. The only, and this is more a personal thing, I was wondering what it would look like if the guy was facing us straight on with that kind of pose. I would have liked to have seen that as well, to compare to the stance. I asked myself, why did the author make the model stand at an angle? That's a different kind of pose for a male, as opposed to strong and straight on. But still an excellent photograph. Thank you. 1982 Royal. Marite vir Jan. Ja, dit is 'n baie mooi panning foto's, foto's soos ons kan sien. Ja, ek kan niks verkeerd sien met hierdie foto nie. Dit lyk vir my baie mooi. Geen klagtes daar nie. Dankie. Geniet die gitaar. Dis 'n goud vir Carlos. Carlos, jy het 'n baie mooi rustige oomblik hierso gesien en dit waargeneem. Net altyd oplet op die agterkant, maar gelukkig is dit oop hierdie, so jy kan dit regmaak. Net nog 'n ding is om altyd op te let en te kyk of jy die oog of oë kan vang van die persoon wat jy afneem. Al kyk die persoon nie vir jou nie, net 'n liggie kan sien in die persoon se oë.
So dit is die een ding, eintlik die heel belangrikste ding is om die oogie te sien. En dan is daar die wit, enigiets wit, ek weet toe ek begin het, kon ek nie verstaan wat is die ding met die wit nie. Hulle wil nooit die wit sien nie. So aan die regterkant bo is daai ligblou, wat jy kan afkrop of uitkloun, en hier links aan die onderkant, daai wit vents met daai wit rosies, dit ook net van dit ontslaa raak. En dan sal die foto al baie beter wees. En selfs hierdie knoppies hier aan die onderkant van die gitaar, is dit ook iets wat 'n bietjie uitgeblur is. Maar ja, is 'n goeie poging, is mooi raak gesien. Jy het 'n precious oomblik raak gesien. Moenie ophou om dit te doen nie, jy doen baie goed. Dankie. Waar is my fiets se sitplek? Cliffy? Yeah, the first thing that struck me, having grandkids of my own, is that look. I've seen that look from the young kids, from our grandkids, and you captured that so well. That look is fantastic. Some people might say, "Oh, the eyes are not in the middle of the pupils are not in the middle of the eyes. You don't have a bit of white on either side." But for me, the look that was captured here is perfect. I wondered about where to crop the photograph, because for me the photograph is the little boy and his tricycle and maybe the stick against the wall and the very rough wall. On the right hand side, I don't know, you've got slightly out of focus door, which to me it adds to the atmosphere, but it's a little bit superfluous. So maybe cropping. But overall, I really like the photograph and the moment that was captured. Well done. Melody of the Lark. Dis Marita vir Lucia. Hierdie is 'n onopvallende voeltjie. Lucia, wat jy raak gesien het, almal kyk altyd hierdie voeltjies mis of hulle kyk nie eers vir hulle nie. So baie mooi vir jou, Lucia, laat jy, en jy het hom afgeneem, hy's vlamskerp oralste, behalwe nou sy stertjie, maar dis nou nie 'n big deal nie. Sy oogies, sy snavel, sy veertjies, is mooi skerp. Jy kan hom miskien net afkrop hier aan die linkerkant waar die stokkie 'n bietjie uit fokus uit is. En mooi gedoen en dankie dat jy hierdie voeltjie afgeneem het. Shame man. Dit is soos ons mense ook. Niemand neem ooit lelike mense af nie. Almal wil net altyd die mooies afneem. Wat, hulle neem my af? What do you mean? Ja. Okay. Fire on the Wall. Dis 'n goud vir Estelle. Dis 'n storie van 'n ou wat vuur maak teen die mure. Is dit die storie, lyk dit my. Maar hierso dink ek die foto's het verkeerde tyd geneem. Estelle, ek dink hy was hierdie ou afgeneem het terwyl hy die vuur gemaak het en laat jy sy gesig gevat het. Dat mens sien wat doen, hoe lyk sy gesig as 'n ou vuur maak? Hoe lyk 'n man se gesig as hy vuur maak? Dit is die exciting tyd, wanneer hoe 'n man hou van vuur maak. So, dit wil jy capture. Miskien ook, as hy teen die muur gestaan het, of naby die muur, dat die vlamme aan weerskante van sy gesig is. Dit sou nou interessant gewees het, maar hier sien jy nou die kant van die gesig, en hy lyk nou so half bord, want die vuur is nou klaar gemaak, hy is nou nie meer opgeklits vir dit nie, want dit is nou klaar, die aksie is nou verby. So, die timing om 'n foto te neem, is die heel belangrikste ding van alles. Nie as alles verby is nie. Maar ja, jy was daar, jy het gesien, hier is 'n tyd om foto's te neem. Jy moet net die regte tyd kry. Mooi geraak gesien, volgende keer doen jy dit die regte tyd. Okay. 3 of a Kind. Dis 'n goud vir Louis. Drie dandelions, hulle is almal mooi skerp. Louis, as jy hulle net bietjie weier gekrop het, laat die punte
nie geraak het aan die kant nie. Ek kan nie weet hoekom het jy dit bietjie afgesny daar nie. Maar ja, dit sou dat daar net bietjie spasie rondom dit was. En die ander ding is om ek weet nie of dit so blou pers aan die agterkant nie, want nou sien mens al hierdie kolletjies, alles wat vuil was op die tafel of waar dit ook al opgeneem was. Maar as dit pikswart was op die tafel of die blad baie skoon was, jou settings of iets is nie lekker daar gewees nie. Maar ja, dit is baie mooi skerp en maar die cropping en die editing moet jy nou kyk. Maar dit is mooi. Wel gedaan. Dankie. Supervan. Yes, Irene, is jy hierso? Nee, Irene is nie. Is Ek jy? het haar gesien, ja, sy is hier. Yes, Irene, laat jy nou vir Sarel 'n foto van hom gekry het. Kan jy nou so lucky wees? Hy's 'n legende. Ek weet. Jy is bevoorreg om hom te kom afneem, Sarel. So, daar is, kyk, jy het nou hierdie foto geneem, hy is nou nie die hotste foto wat jy al in jou lewe geneem het nie, want weet jy wat jy verkeerd gedoen het hierso? Hier's nou 'n paar goedjies wat jy aan kan werk. Kyk, jy het die foto, jy gaan hom nou net fix. Daai hoed aan die voorkant, sy hande gaan jy net bietjie ligter maak, daai wit wat daar uitsteek, hier onder sy elmboog is daar goedjies wat jy gaan uithaal, en al daai wit aan die agterkant van sy kop, gaan jy donkerder maak, en sy gesig, alles is pragtig, is net die goed rondom hom, wat 'n probleem is. Jy gaan al daai goed regmaak, en dan gaan jy die foto weer inskryf in Portrait, en dit gaan 'n pragtige foto wees. So jy gaan dit oordoen, hierdie selfe foto, en maak net 'n duplikaat eers van hierdie een van die foto wat jy aan gaan werk, laat jy nie hierdie een opmors nie. En want dit is 'n baie mooi foto, dis net die agtergrond, maar wel gedaan, jy gaan dit regmaak. Is jy met my? Ek is. 100%. Dat is hy. Dankie. Long way to go. Marita vir Renate. Renate, is jy hierso? Ek het nie gesien nie. Hierdie is 'n flip and great foto. Hierdie foto kan 'n mens gebruik. Julle weet ek het notas gemaak van al hierdie goed. Ek moet dit nou net kry want hierdie foto's is nou bietjie die mekaar. Hierdie het so baie potensiaal. Mens kan hierdie foto gebruik in allerhande maar mens kan dit in verskillende kategorieë gebruik. Jy kan dit in photojournal, hierdie goed kan in die weg tydskrif gaan, dit kan in allerhande tydskrifte gaan. En mens kan so baie met die goeders doen. So, maar hoe dit ook al sê, dit is 'n fantastiese foto. Veels geluk, Renata, jy het baie goed gedoen met hierdie foto. Veels geluk. Dankie. Walvis sonondergang. Goud vir Potty. Dit is 'n baie mooi foto, hierdie mooi sonsondergang met die mooi wolke, die flaminke. Miskien die onderkant van hierdie foto afkrap. Mens kan kyk hoe lyk dit dan. Maar ek dink dit is 'n pragtige foto hierdie. Johan, is jy tevrede met hierdie foto? Potty. Ek is baie dankie hoor. Ja, Dankie. dis regtig mooi. Veels geluk. Westminster Building. Sy goud vir Marina. Pieter, sal jy hierdie een doen asseblief?
Ja, hierdie is nou tipies Londen met Big Ben daar en die Westminster geboue daarso. Hierdie brug hiervoor met daai London bus het, of twee rooi London busse. Die trek dadelik jou aandag. Rooi trek altyd jou aandag. Maar daar's een groot maar hierso. Die geboue Big Ben gaan omslaan na die linkerkant toe en daai ander kant gebou gaan omslaan na die regterkant toe. Is baie mooi, is baie maklik om reg te maak. Jy trek hulle net regop. Jy moet net jy kan dit maklik doen in Photoshop, maar dit trek dadelik mense aandag dat die geboue oorhel na verskillende kante toe. So maak dit reg en dan het jy 'n baie beter foto. Dankie. Oos-Vrystaat, dis 'n goud vir Sari. Pieter, hier is op jou foto. My foto. Ja, okay, dit pla my nie dat ek okay, ten eerste is 'n fantastiese foto. Dit pla my nie dat ons hierdie boer, ek neem aan as die boer se rug sien nie. Hy kyk uit oor sy plaas en oor, maar wat die foto maak is daai rooi trekker hier onder wat heel wat skerp is, wat taamlik skerp is. So hy kyk na sy plaas en hierdie trekker hier onder maak die foto. Absoluut maak die foto. Dan het jy die al se skerp hierso, berge daar agter en mooi wolke. Ek hou baie van die foto en die trekker, soos ek sê, maak die foto. Ek weet nie of hy ingesit is nie, want jy het 'n bietjie groen gras daar agterom wat nie op die ander plekke is nie, maar dan moet jy die stof ook ingesit het, maar as dit gedoen is dit goed gedoen, maar baie mooi foto, wel gedaan. Dankie. This one is for Cliffy. Gryp daai bal. Yeah, lots of action here. Caught the action right at the peak, just as the dog is about to grab the ball. So from that point of view, you've got the action, you've got the elongated dog. I'm not too sure, the dog looked a little bit out of proportion, but I presume that's its actual size. What brought the photo down for me a little bit are the people in the background. Now, I know there's nothing you can do about it. You can maybe try and darken them down a little bit, but they are a little bit too distracting. And for me, it seems to be the opposite. The color of the dog is dark, black, and it stands out quite nicely. But you've got those white people, Americans, in the background, which keep taking my eye away from the dog. And really, what can you do about it? I have no idea other than to try and darken them down a little bit so that they're not so prominent in the photograph. But the action was very well caught. Well done. Thank you. Thank you. Left behind is 'n goud vir Deidre. Hierdie is 'n toneeltjie wat die fotograaf baie treffend gevind het. Anders sou hy dit obviously afgeneem het, nie, wie is dit? Deidre. Dit is mooi skerp, en dit het kontras in tekstuur en 'n gevoel van warm en koud. Die kleure van die bruin en die blou en die rooi in die oë skep ook 'n gevoel van warm en koud. So die eerste keer dat ek na die foto gekyk het, was ek so, ja, okay. Maar hoe meer ek na die foto gekyk het, hoe meer het dit op my gegroei. So Deidre, veel geluk. Jy het gekry wat jy wou gehad het. Jy het my aandag gekry. Wel gedaan. Okay. Old Building is 'n Marita vir Nico. Okay. Hier is 'n baie interessante foto. Ons het hierdie gebou al heelwat gesien in Nico se werk. Dit is mooi beligting wat jy op hierdie gebou gesit het, Nico. En die beligting is nou op die gras en op die stompe ook. En jy is goed dat jy hierdie gebou raak gesien het en gesien het hierdie gebou het potensiaal en jy gaan hierdie gebou nog baie gebruik in die toekoms. En die wolke is so onheilspellend. Dis 'n lekker foto hierdie. Dis net 'n lekker foto. As jy kyk aan
aan die regterkant die eerste stomp wat hier lê, daar sulke van die groen goedjies wat daar lê. Mens kan dit nie actually nou so duidelik sien nie, maar dit is so onnatuurlike groen. Jy moet miskien net daai groen goedjies uithaal. Maar verder, dit is 'n baie mooi foto hierdie veldsgeluk. Okay. Hello 2025 Perth. Is 'n Pieter, goud sal jy vir Gerard. Pieter, sal jy hierdie een vat? Ja, kyk net. Was Perth se nuwe jaar vieringe seker. Hierdie is baie goed gesien. En natuurlik, die hele nag is vol van fireworks daarso. Mooi weerkaats hier onder die water. Die enigste probleem wat ek sien is hierdie yslike ster in die middel. Is daar nie veel detail in nie. Hy's bietjie uitgebrand as mens kyk na die onderstes, kan jy baie mooi sien. Maar die wat 1, 2, 3, 4, 5, 6 in die middelste ry se middelpunte is ook bietjie uitgebrand. Jy kan nie daar details sien nie. Miskien as jy weet nie of jy dit kan red as jy highlights terugtrek nie. Maar is baie mooi foto, maar as ek sê dis daai massiewe wit kool daarso pla my effentjies. Okay. Pas gebore wag om droog te word. Is 'n Marite vir Elsa. Okay, Elsa, ek gaan nou nie weer vieslik wees nie. Sorry. Hierdie is 'n kunswerk wat ek nie gaan probeer om te judge nie. Dit is 'n unieke werk. Mens kan maar net daarna kyk en dit geniet. Niemand kan dit nadoen nie. Dis net Elsa wat weet om sulke werke te produseer. Dankie. Wat sê? Glass chest set. Is 'n Marite vir Trevor. Ja, dis 'n Trevor se werk. Ja. Dis 'n pragtige warm kleur. Die potensiaal, dat hy die potensiaal daarvan raak gesien het. Ek het gedink, daar's nie eintlik veel wat ek kan dink wat ek kan beter doen nie. Ja, ek kan miskien daai kolletjies wat daar binne in die regterkantste glasgoedjies is, kan ek dalk die kolletjies skoonmaak en hom miskien laer afkrap aan die bokant. Maar verder is dit 'n baie pragtige imagery. Hy het dit baie mooi gedoen. So jammer Okay. dat hy is nie daar sy. Cliffy, Holy Man is 'n goud vir Nick. Yeah, I think as it comes up, you recognize the authenticity of the image. It's probably taken in India somewhere. The colors match very nicely with the background, so there's nothing jarring. The colors are working well and working with the skin color. I think that works very well. The only thing that worried me a little bit, and I don't know how you can get around it, other than darkening the background, is the fence in the background. It catches a lot of the light, so you see a lot of white stripes on the fence at the background. If you could somehow tone the fence down, not so much the background, but you'll have to do both at the same time. I would tone down the background quite a bit, just so that you concentrate on the figure, on the model, the man, his beard, the lighting on the beard, and the exposure on the beard and on his clothes are perfect. It's just the background that worries me a little bit. Thank you. Thank you. Vrye vlerke, Marite vir Carlos. Carlos, hierdie image is mooi. Alles is in fokus. Maar toe ek nou mooi kyk, toe sien ek, jy weet nou 'n bietjie van 'n probleem. Carlos, jy het gesukkel met hierdie foto, nê? Jy het hard gewerk aan hierdie foto. Hier's klomp goed wat fout gegaan het hierso en toe het jy dit probeer regmaak. Eers was ek oversharpen en toe maak dit alles wit lyne en toe
en toe's daar fringing op, en toe het hy dit probeer uithaal, en ja, dit is 'n bietjie van 'n probleem, maar ja, hy het in 'n geval Meriete gekry, maar ek weet, dit is moeilik met daai goeie. Maar daar is hy. Dankie. Plaaskind in die Rokkie, Cliffy. Yeah, an image with a lot of impact. As it comes up, my eyes go straight to the young lady. Her face is just that little bit brighter than the rest of the photograph, and that attracts my attention straight away. And then my eyes can go around and look at the photograph. I think the lighting on the arm has been well handled. I would imagine it would have had to be burnt in slightly or toned down slightly, because there's no ways you can get that kind of good lighting, strong lighting on the face and not on the arms, and not get the arms and the leg overburnt. So you've managed to do that very nicely. I like the background. It's got that slight highlight around the young lady's face, which I think works very well. The only thing for me is possibly on the bottom half of the photograph. I would try and burn that blanket or whatever down quite a bit, and tone her dress down quite a little. So use a graduated filter in Photoshop, and just tone the bottom half of the photograph down. I see that you're not, or most of the members are not using a vignette. Well, there might be one on this photograph, but I find a slight vignette on around a portrait photograph helps you focus in the center of the photograph where normally the model is sitting. So I use about between -10 and -15 on a vignette, and I find that just helps you to focus on the center. Thank you. Thank you. Dietrich Kuku, dis Marita vir Lucia. Lucia, dis 'n baie mooi agtergrond hierdie, met 'n baie mooi voël wat jy raak gesien het. Ek het nog nooit in my lewe so voël gesien nie. Ek weet nie of mens die wit kan terugtrek op hierdie nie. Die wit is 'n bietjie, ek sien nie baie detail in die wit nie. Ek weet ook nie of mens sy bek en sy oogie klein bietjie skerper kan probeer maak nie. Maar dit is 'n baie pragtige foto. Wel gedaan. Dankie. From Fields to Peaks. Marita vir Ingrid. Ingrid, ja, dis 'n pragtige landskapfoto hierdie. Met 'n voorgrond, middel en 'n agtergrond. Is mooi skerp, is kleurvol, skep 'n gevoel van rustigheid. Ek love hierdie ding. Mens kan nog baie met hierdie foto's speel. Kan nog meer kontras skep. Ja, jy kan nog baie met hierdie foto doen. Wel gedaan met jou, Marita. Dankie. Jolandi, se goud vir Estelle. Estelle, het 'n paar goedjies verkeerd geloop hierso met hierdie foto. Ons kyk na haar oë. Daar sit, jy kan sien daar is dis bietjie dof daar. Dan kyk ons na die stoel agter haar by haar rug. En na die armleuning, daar onder haar elmboog, daar aan die regterkant. En haar skoene en daar's 'n hele paar foutjies daar in die agtergrond. Ja, ek dink ons moet net hierdie foto van vooraf edit. Miskien 'n ander foto in te skryf. En as ons foto's het wat ons mee sukkel, mense, dan moet ons miskien net 'n ander eenvoudiger foto inskryf. Een wat ons nie meer so mee sukkel nie.
Sorry, Cliffy, you want to say something? Wie wou iets gesê het? The only thing I'd like to mention is when you're sharpening, the automatic setting of the sharpening, smart sharpen or whatever you use, it normally comes up at 1.0. I always pull that radius, I pull it back down to 0.5. And that helps with the white lines that you see around the shape. By bringing it down to 0.5, the radius, you tend not to get those white lines. If you do get white lines going around or halos going around your photograph because you've over-sharpened it, then just take the blur tool and make it very small and put it on about 50% and go around the edges of the person or the rock or whatever that you're doing. And it'll take those, it'll take away most of those artifacts. Thank you. Thank you for that tip, Cliffy. Okay. Alana, goud vir Louis. Dit is 'n pragtige idee met hierdie mooi skirt wat sy aan het. Met hom net 'n bietjie netjies maak met hierdie wit kolletjies. Is dit op my skerm? Nee, dis nie op my skerm nie. Miskien hare netjies maak daar, daai stukkies wat so uitsteek en hierdie wit kolletjies. Hier's 'n kabel wat hier onder haar voet deurloop aan die linkerkant. En daar's sulke spots op die mat. Net daai skoon maak. Maar verder, ja, is dit 'n okay foto. Okay. Buddhist praying wheels. Dis 'n goud vir Renate. Renate, dit is baie mooi raak gesien. En dit is 'n baie mooi hoek waaruit jy dit geneem het. Daar's net paar goedjies wat misgekyk is hierso met die editing. Aan die regterkant is daar, dit lyk soos 'n bottel Powerade of iets wat daar staan in 'n rak of ietsie. Daar's 3 sulke wit goed wat daar op die edges van daai goed ontslaa raak. En links bo in die hoek is daar sulke wit goed. En heel bo, daar waar die name nou geskryf is, daar sulke wit goed, daai goed netjies maak. Mense net ons fotos netjies maak. Al hierdie groen, daar's net sulke wit kolle. By die tweede prayer wheel is daar so 'n wit kolletjie hierso op hierdie bracket. So al hierdie klein goedjies, housekeeping. Daai een het altyd vir my gesê jy moet housekeeping doen. Jy moet jou plek skoonmaak. Jy moet jou foto's skoonmaak. Alle kolletjies, streepies, wit goedjies, goed wat rond lê op jou foto. Net soos wat jou huis skoonmaak, so moet jy jou foto's skoonmaak. Maak dit so. En gaan na jou highlights, is te veel op hierdie wat hierdie streepies maak hiervoor, daar's te veel lig in dit. So trek jou highlights terug, dat dit nie so blink nie. Dit sal ook 'n groot verskil maak en dan kan jy hom weer inskryf. Dan gaan jy baie beter punte kry. Want dit is 'n flippend mooi foto. So probeer dit, maak hom mooi. Maak hom skoon. Okay. Wrinkles will only go when smiling a beam. So. Okay. Jy het nou 'n tannie. Goud vir Irene. Irene is nou 'n mooi tannie gekry met 'n mooi glimlag en baie mooi blink oë. Dis net 'n jammerte gedeelte van die tannie se gesig is in fokus, want haar haartjies hiervoor is uit fokus uit en haar hier by haar wenkbroue is uit fokus uit. Nog 'n ding wat ons as ons mense afneem, nê? Moet ons vra ons vir hulle om hulle oorballe en hulle kettingkies en al daai tipe juwele goed aftaal. Hulle brille se toutjies, ek weet ek het al sulke goed sakke vir my brille en pille en my telefoon hang hier altyd hier om my nek. Vra vir hulle of hulle net daai goed sal afhaal. Dit is net meer goed wat uit fokus uit kan raak. En as ons nou kyk na
die dame se baadjie wat sy aan het, daar's 'n soompie. So haal daai soompie en skuif dit oor op haar skouer, laat hy aan die agterkant van haar skouer is. Dis net een minder ding wat jy mee hoef te deel as jy die foto edit. So, hoe meer voorbereiding jy tref voordat jy die foto doen, hoe minder hoef jy te sukkel met editing. So onthou om daai goedjies, hou dit in gedagte. En vir Portraiture, as enige iets wil weet van portrette, praat met Pieter. Pieter is 'n meester met portrette. Hy sal jou alles leer van portrette. Hierdie een spesifiek nou, Karen, as mens na die oog kyk, lyk daar 2 liggies in die oog. Aan die ander woorde, ek dink daar was 2 ligte geweest, maar al 2 flat out op die gesig. Is altyd beter as jy die een van die linkerkant af kry, dan kry jy lig aan die een kant van die gesig, skaduwee aan die ander kant, en die tweede lig is 'n haarlig wat van agteraf op die hare skyn. Dan as jy dit gedoen het, sal hierdie 'n uitstekende portret gewees het. Want hierdie is nou flat on, full on beligting hierdie, daar's geen kontras op die gesig nie. Dankie, Pieter. Dankie. Lady Diana's Rolls Royce, so silwer vir Johan. Okay, wat 'n voorreg om 'n Rolls Royce, Prinses Diana se Rolls Royce af te neem. Okay. Jy is gelukkig om dit te doen. Ek dink jy moet dit net oordoen. Okay. Wat jy moet doen is om hierdie kar mooi netjies uit te sny. Want as jy nou mooi kyk hierso, wat die dingetjies het nou hier verkeerd gegaan. Daar's 'n chunk uit die dak uit. En daarvoor by die badge is daar 'n probleem. En hier agter by die exhaust is daar ook 'n probleem. Okay, so die beste is om hom uit te sny en die agtergrond ook te fix. Maar jy hoef nou nie die hele agtergrond. Daai mense wat so op 'n trop staan daar voor by die bonnet, om van hulle ontslae te raak. Ek is nou nie expert met hierdie goeters nie, mense. Maar gaan na mense toe wat jou kan help met dit. En dan kan mens dit weer terugsit op dieselfde manier en dit weer oordoen, want jy het die materiaal. Jy het die regte materiaal, jy het 'n Rolls Royce. Diana se Rolls Royce. Jy moet net met dit kan werk op die regte manier. En soos ek sê, kry mense wat jou kan help daarmee en dan sal dit jou baie kan help. En daar's ook YouTube video's en as jy nou byvoorbeeld kyk hierso, die agterkant is geblur, maar as jy deur die vensters kyk, daai is nou nie geblur nie. Julle verstaan wat ek sê. So neem al daai goedjies nou in aanmerking. So wat ek net sê, probeer weer. Moenie opgee daarop nie, probeer net weer totdat jy dit reg kry. Dankie. Lig aan die einde van die tonnel is goud vir Marina. Dis baie mooi raak gesien. Hierdie angles, jy het presies op die regte plek gestaan om al hierdie goedjies raak te sien. Al die gangetjies, jy het net mooi die regte plek gestaan. Maar ongelukkig op die verkeerde tyd van die dag. Want die lig was flippend skerp geweest. So kyk net hoe uitgebrand is al hierdie wit. So doen dit weer, maar doen dit op 'n ander tyd van die dag. Want ewen ek dink nie enige editing gaan jou kan help hierso nie. Ek weet nie, help my Cliffy, Pieter, is daar editing wat gaan help as iets so uitgebrand? Nee, gaan nie daai wit red nie. Okay, so maar ja, jy weet, Marina, lyk my jy weet presies waar om te staan, so gaan weer en dan staan jy weer daar, want dit is baie mooi angle wat jy by gestaan het. Maar jy het dit mooi raak gesien, dat sê. Dankie. 2 mooi brakke, Cliffy. I like the title, the Brucker. They look like absolute pedigreed dogs. If I had to talk about a Bruck, I'd talk about my dog.
But from a technical point of view, I think Peter has done an amazing job. The sharpness on of the feathers of the fur of the dogs are just fantastic, and you've taken the time to groom the dogs, and they are looking at their absolute best. The way that you've got both of them looking in the same direction at the same time is very well handled. The background is superb. They stand out very nicely from the background. They're super sharp. My only quibble, well, two, is the second highlight in the eye. I would take it out. I would take one of the highlights out myself personally. That's a personal thing. And then just the base, I would burn the base down a little bit, or darken the base down just a little bit. But overall, from a technical point of view, it's exceptionally well done. Thank I you. must say, these dogs are easier to photograph than people. They are agility dogs, and they are super trained. You can do with them basically what you want. This was a pose that the owner told them to sit like this and look that way. So it was no credit to me. It was I mean, you just see the dogs and you take a shot. Yeah, no, well done. Late night subway. Goud vir Diedrey. Pieter, sê hierdie een doen asseblief. Dis is ek kan Afrikaans praat. Nee, hoekom bring nou Engels hier so weer mekaar? Dit is baie interessant. Die wat escalators wat opgaan boontoe, baie mooi. Die uitfokus figuur hier onder wat bietjie lewe aan die foto gee. Al wat my pla is, wat is hierdie arch hier bo? Is dit actually in die gebou? Maar as dit daar is, dan is dit daar. Jy kan niks daaraan doen nie. Dit is net 'n weird setup. Maar die beligting is uitstekend en die idee is baie goed. Net hierdie klip ding hierbo. Weet ek nie. Net om konteks te gee, want ek weet nie hoe baie mense weet van dit nie. In Stockholm, hulle subway station is onder in die grond en hierdie escalators gaan fisies in die grot in af op. Dus iets besonders om te sien. So hierdie is onder in 'n grot geneem. So dit is hoekom jy die klippe daar sien. Okay, dit maak sin. Ek wonder hoe sou hierdie foto in kleur gelyk het, by the way. Kan ook dalk interessant wees. Dit is 'n baie mooi kleurfoto. Ek sal hom op die groep stuur in kleur. Hieronder waar dit swart is bloedrooi. Dit is ongelooflik mooi. As jy ooit in jou lewe 'n kans kan kry om Stockholm toe te gaan, moet jy die underground gaan sien. Ja, die kans daarvan is kraal, maar ek glo jou. Ja, Baie dis nice. Hier asseblief die foto vir ons. Pieter, sê die volgende een ook doen, Pieter. Ja? Maar ek sien nog niks nie. Pierre in the Fog. Dis 'n Marite van Nico. Hierdie is baie interessant. Die brug wat loop in die verte in met die liggies. Ek wonder nog steeds hoe die foto in kleur gaan lyk. Die mis aan die regterkant is dit, lyk my dis miskien ingesit, want ek weet nie of dit so sal lyk, so in 'n wolk so van die een kant af nie. Maar die brug idee met die liggies is absoluut fantasties. Die mis pla my so effentjies, maar as dit hoe dit was, dan is dit soos dit was. Ook die weerkaatsings hier onder in die water, die conversion wit na swart toe is goed gedoen. Baie mooi, Nico, jy verdien die meriete. Okay. Knope. Ekskuus, dit is eintlik 'n kleurfoto. Net uitgesny. Nico het gesê dit is 'n kleurfoto. Ja, okay. Is dit die kleur hierdie? Wow, okay. Ja, die mis nie kans veronderstel om 'n bietjie blouerig te lyk, net bietjie baie afgestel. Maar dit hier, maar die foto's is hier is hy kleur of wit en swart? Dit's kleur. Wow, okay. Ek dog is 'n wit en swart foto wat baie mooi convert is, maar in geval.
Ja, dit lyk amper wit en swart, maar daai ligte maak die foto wat so verdwyn in die verte. En as die liggies nie daar was nie, dan was die foto maar oninteressant geweest. En dat jy nog die mense ook wat daar loop. Baie mooi. Dankie. Knope, goud vir Elsa. Dit is 'n baie mooi kleurvolle storie hierdie. Dit vertel 'n storie van almal is verskillend, maar een is spesiaal. En daai een wat spesiaal is, wys in 'n ander rigting. Mens kan self die tekstuur voel. Almal se tekstuur is anderste, maar hierdie een se tekstuur is heeltemal verskillend as al die ander. So, dis 'n baie mooi foto. Wel gedaan. Okay. Mother-in-law tongue. Is 'n goud vir Trevor. Is dit hy tipe foto se naam? Ja, dalk dink hy dis die plant se naam, maar ek dink nie dit is die plant se naam nie. Hierdie is 'n tong so. Hierdie is 'n mooi iris teen 'n rooierige agtergrond. Dis baie ongewoon. Vir my is dit bietjie sterend, maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor wat die fotograaf wou hê. Die blom is ook nie heeltemal in fokus nie, maar weer eens, dalk is dit wat die fotograaf wou hê. Hy moet aanhou om te neem wat hy van hou. As dit hom plesier bring, is dit wat alles wat tel. Dit is sy foto. Okay. Cliffy, kids. Yeah, very interesting storytelling photograph. Once again, you get the feeling it's somewhere in a village or at a marketplace or whatever. The story comes through very, very strongly. I like the woman in the front holding the I don't know what it is, goat's leg and on a chain, on a rope. So, and I think to me that's where the whole story is, and then the other goat behind her as well. So I like that very much. I think that Nick should have, and this is personal, I mean, it's always, at this level it becomes personal. What worried me was the cutting off of the young boy's hands and feet and knees on the top left-hand corner. I would have cropped the image off at the tree or not tree, the whatever the prop that's holding up the roof or whatever, just on the left-hand side of the white goat. And then to balance the picture, I think you would have had to crop a lot off on the right-hand side as well. And I think that would have, it takes away the things that detract from the photograph. So when you're doing the composition and you're trying to get the right composition, you've got to try a few different ones. And I always try and cut out all the things that are going to detract from the photograph. If you can cut those out, the better. And I think you would be able to crop it so that you concentrate on the young girl and the two goat on the left and the right hand side of it. I think the crop would have made the picture a little bit stronger. Thank you. Thank you. Looking through the window, so goud vir Carlos. Dit is 'n mooi foto van 'n mooi model. Sy kyk by die venster uit en sy lyk verras. Dit is die gevoel wat ek kry. Die probleem is net haar hare is afgesny so aan die kant. So wat 'n mens beter kan doen is om haar as mens 'n model so poseer, probeer om nie daai lyne in haar nek so te kry nie. Dit is nie baie vleiend nie. En dan is daar ander klein goedjies wat mens kan uithaal, soos merkies op haar hemp en so aan. En daar's goedjies wat daar uit haar oor uitsteek.
Maar verder, dit is 'n goeie poging. Maar soos ek sê, enige iemand wat enige iets wil weet van portretstudies, portretfoto's neem, gesels met Pieter. Dankie. Left front BMW, Cliffy? Yeah, I think it's extremely sharp, and you've got it sharp from the front bumper to the back of the car in the middle of the door there. So I think you've got the right f-stop. The lighting, I think, was just natural lighting. You just used what was there. And unfortunately, you get that mottled lighting. You've got those white streaks in the mudguard and on the car on the door, which for me, the brightest part of the photo will always attract your eye, and it takes away from what someone should be looking at, possibly the unique headlights or the wheels with the BMW badge. That's really what you want someone to look at. And these highlights, dappled highlights, are taking away from the car. So for that, it brought it down for me. Okay, thank you. Essence of flavor, is the goud vir Lucia. Hierdie lyk soos 'n haikie, wat 'n baie oulike idee is. Die sout is ongelukkig uit fokus uit, en die knoffel is ook nie heeltemal in fokus nie. Die kontras is te min, en ek weet nie of daai wit lyn regtig werk, of nie werk nie, of dit hoër moet sit, of dit laer moet sit, en of dit hoegenaamd daar moet wees nie. Maar dit is 'n baie goeie idee, dit kan 'n baie mooi foto wees. So ek dink probeer dit weer, en doen 'n paar van hulle, en kyk hoe dit werk met die wit lyn, en om die lyn te skuif, en verskillende settings op jou kamera. Want dit kan 'n baie mooi foto wees hierdie. Dankie. Esmay, goud vir Louis. En dis weer eens 'n mooi portretgeleentheid raak gesien. Ek stem net nie saam met die kleur van die rooi, die koper en die meisie se haarkleure werk nie baie mooi saam nie. Ek dink ons moet altyd na die kleur wiel kyk, en kyk of dit regtig gaan pas. Miskien as mens hierdie in 'n mono oorsit, kyk of dit dalk sal werk, 'n swart en wit. Dalk kan dit werk. En weer eens die hoek, dieselfde raad wat Pieter gegee het op die vorige foto, en dink ek is ook van toepassing op hierdie foto. Dankie. Russian Gypsy. Samarita vir Renate. Okay, die perd en die waantjie is mooi raak gesien. Die perdjie met sy blou oogies, mens kan dit tot hier sien, dit is nogal amazing dat mense dit so ver kan sien, dit is 'n mooi straatfotografie fotootjie hierdie. Mens kan hom dalk kleiner krap om 'n meer impak te gee. Ek weet nie of daar 'n spesifieke rede is dat die voertuig hier aan die agterkant van die seun in die foto moet wees nie. Maar ek dink mens kan dit kleiner krap. Maar dis nou ingeskryf in die oop kategorie. So mens kan allerhande nonsens wat hier in die foto is uithaal. En dan kan jy soveel meer met hierdie foto doen, want dit het potensiaal. So wel gedaan. The smiling curve sets everything straight. Ja, weer eens 'n portretfoto van 'n pragtige klein dogtertjie, alles wit met die pragtigste blou oogies. Sy is mooi in fokus, skerp. Geen probleem met hierdie nie, dis 'n pragtige foto. Wel gedaan. Dit was dan die laaste foto van die oop afdeling. Ons
Wil jy 'n glas water kry of is jy reg, Karen? Ek het 'n Ekskuus. bottel. Tina, kan ek net iets vra? Ek weet nie of ek het gemis het nie, maar daar's net een van my foto's gejudge. Ek dink ook net daar's een van myne. Daar moet 2 wees, ja. In die ope Daar's nog 2 in die ope wat ek dink dit kan dalk onder die nature val. Okay, kom ons gaan aan en dan sien julle my aan die einde. Okay. Is 'n batelier goud vir Diane. Die storie hierso is uit iets wat hy eet. Wat moeilik is om raak te sien. Gewoonlik sit hulle net hoog en droog iewerste. Hy het 'n lekker skerp oog en 'n snavel. Ongelukkig is die vere nie mooi skerp nie. Ja, maar dit is 'n goeie poging. Hou aan. Dankie. Suikervoëls by Witstrand en Marita vir Sari. Ja, sorry, 15. Hierdie is 'n absolute uitstekende foto. Dit is so mooi. Dankie, ek is beïndruk. Hierdie is, ek het nou nie gedink dit is jou foto ook nie, maar dit is, alles is net vlamskerp. Die agtergrond wat geblur is in verskillende skakerings. Dit is net, ek het nie woorde nie. Dit is 'n baie pragtige foto hierdie. Veel geluk. Dankie. Joby Krok. Marita Judy. Veel geluk, Judy, hierdie is jou ander foto dan. 'n Pragtige klere, regte tyd van die dag. Die storie dit laat mens wonder, wat doen hy daarso? Wat gaan in sy mond? Dit lyk of hy gras het in sy mond het. Wat het hy nou net iets geëet? Wat is in sy mond? Ja, dit is, dit laat my wonder, wat doen hy daarso? Dit is veel geluk met jou punt, dit is baie goed gedoen. Dankie. Visvangers, Marita vir Wynand. Ja, hierdie het 'n lekker sterk storie. Hy het nou net 'n visie gevang en dit is nogal 'n pragtige visie daai. En sy vlerke is mooi oop, kleurvolle bek, sy die saalbek oor vir mooi kleure vasgevang op sy vlerk. Was ongelukkig geen definisie in die wit en die swart nie, maar ja, dis 'n mooi foto. Dankie. Dans in die wind. Ja, dit is 'n mooi foto van 'n sorgvrye voeltjie wat lyk of wat sy vere so wapper en die spatselrooi komposisie is mooi en die lyfie wat so aan die regter derde van die foto sit. Ongelukkig is daar nie baie definisie in die vere nie, maar ek weet dit is moeilik om hierdie oudjies af te neem en hy was seker ver gewees. Hulle is mos maar altyd deur in die veld. Dankie. Hitching a Ride is 'n goud vir Gerard. Dis 'n storie van 'n voël op 'n dier se rug en die kontras van die lig en die donker is mooi van die voël en die dier, want die voël is lig en die dier is donker. Maar dan is dit ook die kontras van die voor en die agterkant van die voël wat ook lig en donker is. En dan so die definisie in die vere wat aan die voorkant en in die agterkant nogal baie goed is, dat mense dieselfde wat mense die definisie in die agterkant ook kan sien, is baie goed, mooi gedoen Gerard. Dankie. Black Widow is 'n Marita vir Marie. Ja, hierdie voeltjie lyk of hy op 'n mission is. Die ander een het gelyk of hy op vakansie is. Hierdie een lyk of op 'n mission is. Hy is pragtig met die grasse en die spatsels van die persblomme. Wie is hierdie Marie? Die spatsels van die persblomme. Ek dink hierdie een kan mens maklik in 'n landskapformaat sit en bietjie meer spasie aan die linkerkant doen.
as dit nou nie in nature was nie. En dit teen die muur hang, dit is vir my so mooi hierdie. Dankie. Tarantaal in voerbak. Dis 'n goud van Marinda. Dit is baie mooi. Baie mooi. Dit is so mooi skerp en die detail is so presies. Ja, ek dink hierdie kan dis so minimalisties so tipe foto. Dit is so 'n unieke foto. Ek hou regtig baie van hierdie. Marinda, jy het jouself te buite gegaan met hierdie foto's, regtig pragtig. Ek het net 'n vraag, Tino, gaan net bietjie terug. As jy hierdie in Nature inskryf, wat van hierdie skroewe en goed hiervoor, moet jy nie miskien die foto krop net bokant die tweede stuk hout daar agter nie, dan het jy 'n suiwer Nature foto en jy het nie hierdie mensgemaakte goed hier nie. Ek weet nie, ek vra net. Nee, Pieter, in nature kan dit gaan. Dit is in wildlife waar dit nie toegelaat word nie. Maar in nature word dit toegelaat. Okay. Ek het Nou leer ek ook iets. Ja, ek het vir François Roux gevra. Want ek was self onseker hieroor gewees. So hy moenie in wildlife gaan nie. Ek kan nie in wildlife gaan nie, maar ek kan in nature so gaan. Okay. Dankie. Balancing Act. Marita vir Jan. Ja, dit lyk of mens net betyds as om hierdie voël te vang en net reg om te vlieg. Baie mooi kleure, is mooi skerp, vere is mooi gedefinieer. Daar's net niks verkeerd hierso nie. Ja. Alles Dankie. reg. Dankie. Butterfly Wandering Donkey. So goud vir Ingrid. Okay, hierso dit mooi raak gesien hierdie skoenlappers. Dit is nie maklik om 'n skoenlapper af te neem nie. Ek kan nooit 'n skoenlapper afgeneem gekry nie. Die shadows and highlights dink ek hierso moet mens bietjie verstel. Is bietjie te veel highlights op die vlerke en die lyfie is dit te donker. So ek weet nie of mense sal kan regkry met dit nie. Dit maar probeer en kyk hoe werk dit. Was geen definisie in die lyfie nie. Southern Masked Weaver. Judy. Ja, hierdie enetjie 15. Soos julle kan sien, is net die oë en die snavel actually skerp. En die vlerke is so min of meer skerp. Maar die storie en die angle van hierdie foto is spectacular. Waar in jou lewe het jy al so 'n foto gesien dat 'n voël so op jou afgepyl kom en die agtergrond is pragtig geblur. Die afwagting van, waar kom hierdie voël vandaan? Hoe kom hy die hoek, hoe het dit, jy weet, dit is net 'n absolute ongewone foto. So en die oomblik is iets wat vasgevang was net op die regte tyd. Dit is net amazing. Veel geluk Judy, dit is wonderlik. Dis nou wel net 'n vinkie, geel vinkie, maar dit is 'n amazing foto. Veel geluk. Dankie. Frog Symphony. So silwer vir Diane. Pieter, sal jy hierdie invat asseblief? Weet jy gaan dit vir my gee. Eerste keer toe ek hierdie foto sien, dink ek is 'n krokodil, maar toe lees ek die titel en dan sien ek is paddas. Nou, wat hier gedoen is, weet ek nie. Dit is 'n tipe abstrakte something vir my, maar waar is die water heen? Jy weet, okay, hier is iets gedoen aan die foto, maar die kategorie is nature en ek weet nie of dit kan mens edit in nature en te kere gaan in nature? Ek twyfel.
Ek dink hy's baie werk gedoen aan die foto. Dis maar net soos ek hom gesien het en dit maak nie veel sin vir my nie. Sorry daai. Dankie. Oranje keel kalkoentjie, se goud vir myself. Okay, die storie is hierdie voeltjie is gevang net toe hy opvlieg, dit lyk dit vir my. Hierdie motion blurring van sy vlekkies lyk of hy nog besig was om aan die kou te kom. Sy veertjies is mooi vasgevang en die verskillende skakerings, kyk net hoe baie verskillende skakerings van geel is daar, dit is beautiful. En daai twee lang naels, ek meen really, ek het nie geweet hulle het sulke lang naels nie, dis baie interessant. En dan die agtergrond, ek het gewonder of kan 'n mens die agtergrond net 'n klein bietjie blouer maak. Ek dink mens kan die agtergrond klein bietjie blouer maak as mens die verstellings daar doen, net 'n klein bietjie. Laat dit nie heeltemal so wit is nie. Maar verder is dit mooi. Dankie. Hapoor, Marite vir Marie. Ek kry die idee, die storie hierso is hierdie olifantjie is baie verveeld. Hy spat en hy oorflap en hy's alleen en ja, en die water wat so spat gee lewe aan die foto. So, dis nie net 'n olifant wat staan nie. Daai bokant die blou, ek het gedink mens kan daai afkrop. Dit miskien net Marie is nou nie hier nie om dit net af te krop daai en dan staan meer fokus op die olifantjie. En ek dink dan sal die foto nog meer beter punte kry. Maar ja, dit is 'n mooi foto. Okay. Moenie op my kom sit nie. Goud vir Marinda. Ja, dit lyk of hierdie voeltjies beklei vir 'n sitplek. Hulle het baie mooi blink vere. En die snavel en die oog is bietjie in fokus. Dis net jammer, daar's net stukkies hier en daar wat in fokus is en nie hulle hele gesiggies nie. Ja, hier is ja. Ja, dis is 'n halwe foto. Okay, ons gaan maar aan. Marite vir Jan, walking down. Hierdie voel is heavy gefokus op wat hy mee besig is om te doen. Dit lyk of hy op pad is na iets nie goed nie. Iemand gaan nou gevreet raak. Hy is vlamskerp. Is 'n mooi agtergrond, goeie komposisie. Daar is niks wat mens verder hier kan doen nie. Behalwe miskien die stomp wat bietjie ligter gemaak kan word. Maar links aan die agterkant lyk dit of is baie wit daarbo. Ek weet nie of mens enigiets daaraan kan doen nie. En aan die regterkant bo is daar 'n bietjie wit. Ek weet nie of mens enigiets daaraan kan doen nie, maar verder is dit 'n baie mooi foto. Dankie. Hop, Marite vir Diane. Jy sien hierdie voel is afgeneem net voor hy die water land. So dit is net betyds geneem. Wat 'n mens miskien hier kan doen is om daai klip aan die regterkant af te krap. Ek het dit so probeer en gekyk of dit mooi sal lyk. Dit kan nogal werk. En wat ook mooi is dat hy reg in die middel van daai klip is. En sy pote so weerspieël in die water. Dit is 'n regtig mooi foto. En sy oë en sy snavel is vlamskerp. Wel gedaan. Dankie. Companionship, Marite vir myself. Ja, Tina, dit is 'n baie mooi foto hierdie. Dit sê hierdie ouens is vriende, hierdie tweeetjies is groot pelle, dit gee 'n atmosfeer van rustigheid in die veld. Dit is mooi skerp.
Ek het gewonder as mens daai stokkies aan die voorkant afkrop. Maar ja, dit is jou foto, jy wil dit obviously daar gehad het, so as jy dit daar wil hê, dan los jy dit daar. Maar ja, dis baie mooi gedoen. Ja, dankie Ja. Karen. Ja, ek sien nou die stokkies, ja nee, dit sal nie skade doen om daar te sny nie. Dankie. Ja, presies. Okay, kom ons gaan nou na die tema toe. Pieter, jy is die karreman. Dis ek die karreman. Ja. Alright, ons kyk na hierdie Anglia. Hieronder het iets vreeslik verkeerd gegaan. Iemand het probeer om die wat daar was uit te haal, maar nie heeltemal reg uitgehaal nie. En dit spoil eintlik die hele foto. Hy is goed belig, maar die goed hieronder trek mense aandag dadelik en dan sit dit jou effens af van die foto af. Is nogal jammer, maar mens moet net oefen om daai goed mooi uit te haal. Okay. Porsche Racer, Marita vir Judy. Ek wonder waar hierdie kar was. Damn, dit is baie goed gedoen. Dat ek nou net kyk, die skaduwee onder die kar, die donker agtergrond. Ek weet nie of jy iets gedoen het aan die voorruit nie. Dit lyk of dit iets anders daarin was, maar is net uitgehaal. Maar dis alright. Die Porsche-wapen is mooi. Die vier ligte binne in die hoofligte, ek dink nie dis hoe die kar se ligte actually lyk nie. Miskien is dit, wie weet. Maar hierdie is baie goed gedoen, baie skerp voor, baie mooi poging. Wel gedaan, Judy. Okay. Dankie, dit was in 'n parkeergarage in Rosebank. Okay. Ja. So jy het ander karre uitgehaal daar, so 'n ander goed uitgehaal. Ja. Ja. Die een is vir Cliffy, goud vir Pieter. Yeah, I think the lighting on the car has been exceptionally well handled. It's fairly even lighting all the way across. It brings out all the details in the lights, in the Mustang and in the signs and in the exhausts. And then it looks that Peter's blacked out the rest of the car in the front. And I think that adds a sense of mystery to the car. So for me, that actually worked very well. I like the whole idea of the black on black and the car disappearing into the black. I think it was very well done. Thank you. Thank you. 1948 Ford Vicksburg. Marita Fasari. Vicksburg, okay, hierdie is 'n baie mooi Ford. Wat ek van hou is dat as mens deur die vensters kyk, kan jy sien dit is waar hy gestaan en die wolke is daar agter. Dis mooi. Hy's baie mooi skerp. Beligting is uitstekend. Ek dink nie hy's ingesit hierso nie. Ek dink hy's so afgeneem want mens kan die wolke agter sien. Die halo daar by berge daar agter vertel vir my hierdie ding was bietjie oorskerp gemaak. Maar Cliffy het net nou verduidelik hoe om dit uit te haal. So maar dit verdien sy punt. Dis 'n baie mooi foto van hierdie Ford. Dankie. Audi R8. Marita vir daai. Waar het julle my kar gekry om af te neem, my magte? Ek kyk nou net hierso na die as mens kyk deur die venster, dan's as mens deur hom kyk, dan's dit lig aan die agterkant maar die actual agtergrond is donker, so daar's ietsie nie heeltemal reg nie. Ek hou van die weerkaatsing hieronder, die kar is mooi duidelik, die beligting is mooi, die lig val op die kurwes van die kar en ja, ek kan niks verder verkeerd sien nie. Hy verdien sy 14, baie mooi daai. Dankie. Spitfire, goud vir Ingrid. Die ding het sy afgeneem op hulle grasperk of so, seker haar karretjie, hoop ek.
Hy's afgeneem waar hy gestaan het, wat baie mooi is. Dis 'n baie mooi kleur. Miskien bietjie lig hier op die voorste bumper, hoe noem mens dit? Dis net daai, ek dink nie jy kan dit red nie, maar jy kan die highlights bietjie afbring, dan kan mens daai bietjie burn daar, bietjie die erg blink wegvat, maar die res van die kar is skerp, baie mooi. Ek hou van die kleur, die oranje kleur op die groen gras gaan mooi saam. Baie mooi, Ingrid. Dankie. 1934 Ford. Dis 'n Marite vir Nico. Nico, jou blikskottel. Hierdie is eintlik baie goed. As mens nou kyk na daai Sarel wat maand of 2 vir ons teruglesings gegee het oor karre afneem. Hierdie kan enige tyd saam met enige van sy karre gaan. Jou karre raak al hoe beter en beter en beter, so hou so aan. Hierdie is miskien hierdie tyre hier voor bietjie meer lig in hom kry, maar die res is baie mooi skerp. Beligting is awesome. Hy verdien sy meriete. Dankie. Pedal to the Metal, Marite vir Wynand. Die kar is besig om te jaag, jy kan sien die wiele beweeg, die wit is nie uitgebrand nie, baie mooi, alles is skerp. Die heininge daar agter is bietjie oorweldigend, as jy dit miskien bietjie kan inburn of iets doen, dat hulle nie so uitstaan nie, maar die res van die kar is baie mooi skerp. Dis mooi gepan, die heining selfs, die heining agter is uitfokus uit, die teerpad is uitfokus uit. So baie mooi panning gedoen en baie skerp, baie goed gedoen. Hy verdien sy meriete. Vir 'n 1 ster, wow, okay. Dankie. Going off-road, Marite vir Gerard. Hierdie ou is hier in hy definitief off-road gegaan, hy is in die bosse in hierso. Die wat mens kan sien van die kar is hy is skerp. Hy slaan brieke aan hierso want hy's nou besig, hy gaan 'n groot fout maak daarso. Hy's in die bosse in, die mooi agtergrond, die rooi op die kar staan mooi uit. Miskien die wit op die dak is bietjie helder as jy dit kan inburn en hierdie wit op die voorste modderskerm, maar baie mooi aksiefoto, wel gedaan. Dankie. Die ou blou kar, goud vir Elsa. Wow, baie mooi. Die tekstuur op die kar is baie mooi, die kleur is mooi. Selfs die agtergrond is goed hanteer. Die ding sal nooit weer loop nie. So, maar goed gesien en baie duidelik. So, kyk die roesmerke hier op die deur. Alles kom baie mooi uit, selfs die gras hierso wat hierso groei. Baie mooi, Elsa. Flash, Marite vir Marie. Amper wees soos die ander een, except hierdie een is die helder strepe daar agter donkerder gemaak. Die wiele beweeg, alles is skerp. Ek hou van die kleure, die geel staan uit op die kar. Jy kan alles lees wat daar staan, miskien nie heeltemal die ou se naam nie, maar jy kan die bestuurder daar agter sien, mooi gepan, mooi gesien, en hy verdien sy meriete toekenning. Dankie. Tuka se mooi, silwer vir Marinda. Is dit nou die meisie op die kar? Okay. Sy staan eintlik bietjie voor die kar, ek dink Marinda het gehoop, die mooi meisie gaan die punte vir die foto gee, maar ek het gewens mens kan meer van die kar sien, jy weet, as mens die meisie wegvat daarso, dan kan mens gekyk het na die kar, beligting is baie goed op die kar, dan gaan my oog terug na die meisie toe en ek wonder nou waarvoor staan sy daar, staan sy miskien voor iets daarso. Esma Everard, ek weet waar hierdie is, ek was al hier gewees. Kan nie mooi onthou nie, daar is Esma Everard se foto daar. Maar baie mooi ou kar, ek sou nie die meisie daar gesit het nie, want die tema is karre. Dankie. Splash Sparkle, dis 'n goud vir Nick. Cliffy, it's your turn. Okay, my internet's playing up a little bit, so I've still got the old photo on here from Tuka Samoy. There we go.
Okay, so I like the action that the authors managed to capture here. The spray as you're going through that mud puddle is very well handled, and the storytelling behind it is very impressive. However, I think there needs to be some kind of cropping in order to make the car coming through the water and splashing the water up. I think it needs to be cropped quite a lot on the top right-hand side and on the top left-hand side. And on the left-hand side of the photograph, you've got some very sharp reeds and a bridge and rocks and whatever that are very sharp. I think those need to be cut out completely. So I would have cropped a lot on the left, a lot on the right, and even taken off quite a bit. I would have cut out all the sky in the photograph to try and concentrate on the motor vehicle and the splash. Yes, you would have lost a little bit of the splash, but I think the impact would have been a lot higher. In terms of the car itself, I think it's obviously taken at quite a 12 o'clock, 1 o'clock, very bright, very strong overhead lighting. I think you need to put in quite a bit of contrast and even bump up possibly the vibrance of the colors to try and detract from the brightness on the car itself. But the action that you've captured here is excellent. Thank you. Ja, en Tino, ek het net 'n comment met daai kar, gaan net terug. Het julle opgelet die air vents op die bonnet, daar kom actually water daar uit. O ja. Waar dit vandaan kom, weet die vader alleen. Ek wonder of hy gaan staan het daarna. Nee, die goed staan nie. Maar dis weird, Ja. is goed Ja. gevang. Ja. 1946 MG, Marita vir Jan. Okay, Jan, neem nie net voeltjies af nie, neem smart karre ook af. Hierdie panning is absoluut fantasties. Alles staan uit, alles is vlamskerp. Ek weet nie wat 'n spoed jy gebruik het hierso nie, maar die kar ry vreeslik vinnig en jy het hom skerp gekry. Dit is absoluut 'n awesome foto hierdie. Okay. Dodge Caravan from Southern Rhodesia. Silver vir Trevor. Okay, dit is nou 'n unieke karavaan hier. Ek sien daar staan Southern Rhodesia voor op sy grill. Ek dankie Jan vir die 50 spoed. Dan dit maak dit nog meer indrukwekkend dat hy so skerp is. Indrukwekkende karavaan hierdie, die uniekheid van hom gee hom juis daai mooi effek. Ek eerste keer wat ek met my lewe wat ek so iets sien, hy beweeg obviously wanneer die wiele draai. Ja, dit is net, hy's skerp hiervoor. Hy's miskien te veel van die agtergrond aan die voorkant, dit kan miskien bietjie afgesny word, maar baie unieke kar en 'n unieke foto. Okay, Jaguar, goud vir myself. Ja, die het in jou garage afgeneem. Ek hou van die weerkaatsing hieronder, die kar is skerp, die lig val mooi op die rondings van die kar, dis iets om na te kyk. Agtergrond is mooi hanteer. Dalk meer kontras tussen die rims en want die kar beweeg nie. Ek dink hy staan. So mens kan nie sien waar die bande ophou en die rim begin nie. As miskien bietjie die skaduwee is daar lig, kan mens meer detail daar kry. Nee, jy kan sien hy ry, daai rims beweeg. Beweeg hy? Hy is op 'n skietbaan. Okay, hy beweeg. Maar dan is hy mooi skerp, dan het jy reg gekry om hom baie mooi skerp te kry. Unieke foto, ek hou van die beligting en dan ook die voorgrond hierso. Agtergrond is ook goed hanteer. Okay. 1930 Bentley, Marita vir Carlos. Dis weer een van daai besonderse fotos van hierdie Bentley. Dis als mooi hanteer, hy's skerp. Ek sou die
daai deure daar agter die een voorwiel net bietjie donkerder gemaak het en dan daai ligte kol agter op in die agtergrond, daai lig wat deur die bome kom ook bietjie donkerder gemaak het. Maar alles is mooi skerp, die beligting is uitstekend hanteer. Hy verdien sy meriete. Mooi, Carlos. Dankie. Next one is for Cliffy. My 320D se ultra mooi neus. I found this one very difficult to judge in terms of car, because this is just the grille of the BMW. So I think the symmetry that Corin has managed to get here is perfect. I was looking at the two grills, the BMW right in the sign, right in the middle, and then the flickers on the left and right hand side are virtually exactly the same size. So I think that's all been well handled. The only thing that worried me a little bit, so in terms of a study of symmetry, very well handled, excellent, the exposure's right, it's very sharp. I just wondered what the rest of the vehicle looked like, but that's just my own curiosity. Well done. Thank you. Turbo Fire and Ice. Dis 'n fout vir Lucia. Hierdie lyk vir my na 'n modelkar. Ek is nie kom ons sê dis 'n modelkar. Hy's nie heeltemal baie mooi gesien en baie mooi model, maar hy's nie baie skerp nie. So dit is wat hom heeltemal afbring en dan die agtergrond is ook so effentjies steurend. Wat hom afbring hier is die skerpte van die fokus van die Okay, let's go places. It's a Marita vir Irene. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Dis daai advertensie sê. Hierdie ding baie goed afgeneem. Die beligting is goed op die bonnet met die ligte. Ek sal hom afgesny het so eentjie onderkant die skaduwee, want hierdie heel onder daai wit gedeelte daar pla bietjie. So net onder die skaduwee waar die kar gestaan het, sal ek hom afgesny het onder. En die agtergrond is mooi hanteer, daai ligte, daai lig agter en ook lig bo. So maar hy's baie skerp, hierdie Hilux van jou. Jy moet oplet aan daai teken daarso. Ja, dit maak hom vinnig. Dit maak hom baie duur. Duur ook, ja. Green Dream goud vir Estelle. Persoonlik sou ek hierdie in 'n 15 gegee het, want dit is 'n Renault en ek is 'n groot Renault fan, maar dit is nou maar net ek. Ek wens ek het hierdie kar gehad. Die agtergrond pla bietjie, hy's mooi skerp afgeneem. Die groen kleur is baie mooi. Ek wens ek het so 'n kar gehad. En dan, maar net soos ek sê, daai wit muur daar agter pla bietjie, hy's baie helder. Hy staan in waterplas hierso wat ook alright is, maar dis 'n baie mooi kar hierdie. Okay. Mr. Blue goud vir Louis. Hierdie is 'n Gordini, my magtig. Okay. Die kleur is reg, want Gordinis is daai blou. Met sy 4 ligte. Dis 'n ou Gordini, is 'n Dolphin Gordini dis, ek weet want ek is 'n Renault fan. En wat my pla hierso is daai deur daar agter, wat so uithang daar, dis nie die kar sit hier nie, dis sommer een wat hang daar teen die muur. So, wat's jou agtergrond? Wow, dis baie mooi met sy 4 ligte, baie skerp soos jy kan sien, soos die DBM 639 hier voor. Ja, baie mooi, wel gedaan. Dankie. Of iemand iets gesê het? Was net ek het net dankie vir Pieter. Okay, sorry. Karoo Fort, Marita vir Renate. Okay, dit was 'n Karoo Fort gewees. Hy's nou 'n blommerangskikking amper, ek groei die plante op hom.
Die tekstuur by die kar is baie mooi. Dit wys jou as in die Karoo met die teksvye daar agter en die Karoo vlaktes aan die linkerkant. Dit pas als in die foto in want dit wys waar hy nou staan, die arme ding. Beligting is goed, hy's mooi skerp, baie goed gesien. Dankie. Drag Daddy. Goud vir Diedrey. Hierdie is ek sou sê dis 'n modelkar hierdie. Dit kan nie 'n regte kar wees nie, impossible. Goed gesien, hy's nie heeltemal in fokus nie. Alles is goed hanteer, die beligting, die voorgrond, agtergrond, all over, maar hy maak dit nie heeltemal nie. Hy's nie skerp nie. Kyk die druppels op hom. Wat wys jy dis 'n model want hy druppels is normal size en ja, dit kom nie heeltemal af nie want hy's nie heeltemal skerp nie, maar is goed gesien en 'n baie goeie poging. Dankie. 1965 Chevelle SS396. Oh, nice, very nice. Baie mooi kar. Skerp, klere is mooi. Die beligting op die kar, die lig is op die rondings van die kar. Die grill is mooi sterk. Jy sien sy bande is mooi reg. Agtergrond goed hanteer. Dis 'n bietjie wit kolle aan die agtergrond wat bietjie donker gemaak kan word. Maar ag, dis 'n mooi kar hierdie. Daai jare was maar net die karjare gewees daai. Baie mooi foto. Dankie. Dit was al die foto's. Wat ek net vra, Sari en Judith, julle hulle foto's gekry? Ja, my Zoom het vir 'n oomblik uitgesny en toe Judy gesê my foto is daar, so ek is reg. Ja, Dankie. Ek het al myne. Dit was net onder Nature. So okay. ja, dankie. Okay, nee, dis reg. Okay, kom ons gaan terug na die ope toe. En dan Karen, het jy jou lysie of moet ek maar die mense wys? Ek het my lysie, dankie. Okay, so kan jy vir ons die een wenner gee? Onder Ope. ope. Ja. Okay, onder ope het ons die senior wenner is pasgebore. Nee, dis Nature. Ons sê nou maar ag sorry. Dis reg, ja. Is dit pasgebore? Is die senior wenner en die junior wenner is Men on a Mission. Okay, so dis dan die senior wenner. Ek net 'n aantekening maak. Geluk Elsa. En dan die Baie dankie, Karen. en dan is dit hierheen Karen. Ja, Dit is Diedrey se Men on a Mission. ja. Geluk Diedrey. Dankie. Jy stof ons uit, hè? Laas week ook en nou weer, né? Laas maand. Ek beloof dis my beste foto's. Dit gaan nou net slegter raak soos wat ek aangaan. Nee, jy moet anders so. Okay, natuur Karen. Die senior is die suikervoëls. En die junior een is die hapoor. Dis Sari se witsand suikervoeltjies. Geluk Sari. Dankie, dit is lekker. Want mense sukkel baie om natuurfoto's te kry. En dan Marie se hapoor. Sy is dan die junior wenner. Ek sal like om te weet waar kom die naam hapoor vandaan? Is jy hap in die oor of iets? Ja, en die regteroor. Kyk aan die onderkant daar. Okay. Geluk Marie. Okay, kom ons gaan terug na die tema toe. Okay, ek is reg vir jou Karen. Okay, die senior wenner is die Audi R8.
Dit is Diane se foto. En die junior wenner is die 1934 Ford. Geluk Diane. En hierdie enetjie. Ja. Ek wil net vir julle sê, baie dankie dat ek na julle foto's kon kyk. Ek het dit verskriklik geniet en ek het hierdie foto's gesien sonder enige name by en ek het nie geweet wie se foto's dit is nie en dan dink ek, "Jessie, wie het hierdie fantastiese foto's geneem? Dit was so lekker geweest." En ek het Pieter ander dag gehelp om 'n ander klub se foto's te beoordeel. En ek moet vir julle sê, Brandpunt se foto's staan by verre ver vooruit by die ander klub se foto's. Julle doen regtig uitstekende werk. Julle kan baie trots wees op julleself. Ek is so proud om deel te wees van hierdie klub. Tina, Yes. gaan 'n bietjie terug na daai hapoor toe. Ek wil net hierdie my werk maak. Save. Anders Ja. gaan ek hier tot middernag sit. Net hier. OK, hoekom sê ons daai bene is nie geamputeerd nie? As hy in gras gestaan het, dan moet mens dink waar die einde van die voet sou gewees het en hom daaronder gekrop het. Is dit dieselfde met grond soos hierdie as gras? Verstaan jy wat ek bedoel? Ek sal dink dit is so, ja. Met ander woorde, die been gaan verder verby as wat die foto ophou, al is hy agtergrond. Ek bedoel hierso onder. Ja. Jonge, ek dink dit is Pieter, jy vra die verkeerde persoon, maar vir my is dit nie 'n wet nie. Dit is maar wat die oog sien. En die mense beoordeel sê maar hy wil graag as hier nou nie 'n bank sand was, die onderkant van sy voet wou sien. Ja. Cliffy, what do you think? Are you still here? Yeah, I'm still here. I'm very undecided. In suburbs, we are getting so many cropped wildlife pictures that I'm very despondent if that's the direction that people are going in, wildlife photographers are going in. They are just cropping everything. So I don't like it personally, but it seems to be a trend going forwards. Yeah, they shouldn't crop wildlife, no. But in this instance, there's a ground border there, but now where does the leg end behind the border, behind the ground? You see, should you take that into account or not worry about it?